Goeiedag, welkom hierso by Inspireer. Lekker om saam met jou te kuier. Ons gesels hierdie week oor meer en beter. Hoe kan ek en jy meer wees, beter wees as wat ons was voorheen? En hoe kan ek en jy, ek wil sê beter gelowiges wees, 'n beter Christen, klink dalk bietjie cliché, maar hoe kan ek en jy beter doen as gelowige? En vandag wil ek met jou gesels oor hoe kan ek en jy beter doen of meer nederig wees. Nou, nederigheid is een eienskap wat ons sien by Christus en ons het vroeër die week gesels daaroor wanneer hy sê dat hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hy sê ek het nie gekom dat mense my moet kom aanbid en my voete soen nie, maar ek het gekom om iemand te wees wat hulle die ewige lewe kom gee, wat kom sterf vir hulle. Nou ek dink nederigheid, as ek om my kyk, dan beleef ek, en sorry as ek hierdie vir jou sê, as jy nie daarvan hou nie, is dit okay, maar ek beleef dit onder blankes, veral onder mans, dat mense sukkel met nederigheid. Ek beleef 'n stuk hoogmoed onder mense, ek beleef 'n verwaandheid, ek beleef 'n gryp dit, bulldoze mense. Ek hoor nou en dan mense langs die sportveld met hulle kinders praat, en selfs kinders wat op skool is wat ouers voor sê, jy's beter as hierdie mense, stel jouself bo hulle, onthou vat dit, slaan eerste. En dan kom ek agter dat ons as gelowiges, ons sê maklik dinge, maar ek dink nederigheid is iets wat ontbreek. En kan ek erken, in my eie lewe beleef ek selfs dat ek nie nederig is soos wat ek moet wees. En nou, ek sê dit vir jou, want dit is iets wat ek net by myself, ek wil amper sê kan uitfigure, wanneer ek eerlik is met myself. Dis 'n vraag wat ek net myself kan antwoord. Dink ek is beter as iemand anders? Is daar 'n stuk in my, enige iets, wat dink dat ek beter is as enigiemand anders? Maak nie saak waar hulle vandaan kom, hoe hulle lyk, wat se status of stand hulle is nie. Is daar iets in my, en dis 'n ding wat ek vir myself moet kan beantwoord. As ek my eie hart deursoek, is daar iets in my wat dink ek is beter as ander mense. Paulus kom lig dit vir ons so mooi uit. Daarso in Filippense 2 vers 3 tot 4 tot 5. Hy sê: moenie net aan julleself dink of heeltyd aandag soek nie. Wees liewer maar die minste, sodat ander die meeste kan wees. Verder sê hy: niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Julle moet Christus Jesus se voorbeeld volg. Soos hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor dink en voel. Is dit nie mooi nie? Onthou in die begin van die week het ons gesê, Jesus sê, goed, julle sê ek is julle leier, ek het vir julle die voorbeeld kom stel, in dit dat ek het voete gewas. So as ek julle leier is, doen dan wat ek gedoen het, was voete. Maar Jesus kom en hy wys vir ons die voorbeeld van absolute nederigheid. Dis hy wat sê, hy draai die ander wang. Hy sê, wees die minste soos ek die minste is. Is dit my en jou fokus om voete te was? Of is dit ons fokus om eerste te wees? Maak nie saak hoe nie, ons gaan bo uitkom. Leef ons en ons noem onsself gelowiges of Christene, maar ons is besig om op te tree soos tipiese mense in die wêreld wat vol selfsug is en wat heeltyd bak kan staan en wat sê, maar wat kry ek hier uit? Daar moet altyd 'n return on investment wees. Of is ons bereid om die minste te wees? Loop ons werklik met nederigheid? Nou weer eens, ek kan my storie met jou deel. Ek glo die Here convict my konstant, wat die Heilige Gees vir my sê, jy kort nederigheid. Dit kom. Nou jy mag dalk nou hierdie kyk en dink, jy's hierdie ou sukkel met hoogmoed. Dalk. Ek wil vir jou sê, ek voel ons almal sukkel daarmee. Dit is iets wat ek in my lewe definitief beter kan doen en ek kan meer nederig wees. Ek hoop dit is jou geval ook. En as dit jou storie is en die Heilige Gees raak jou vandag aan, mag ons streef om beter te doen, veral op dit, dat ek en jy met meer nederigheid sal rondloop. Mag ons tog om hemelsnaam nie dink ons is iets nie, maar sal ons onthou wie ons is in Christus, dat hy ons voorbeeld is, dat hy die ultimate goal is wanneer dit kom by nederigheid, vergewe die Engels, maar wanneer dit kom by nederigheid, wanneer dit kom by diensbaarheid, wanneer dit kom by leidsaamheid en ons lewe uit te giet vir ander mense, mag hy ons voorbeeld wees en mag ons in sy voetspore volg. Soos Paulus sê, volg my soos ek Christus volg. Mag dit ons storie wees. Mag ons bly groei, beter doen. Dankie dat jy hierdie week saam met ons gekuier het. Ons waardeer dit. Ons hoop ons sien jou Sondag by die kerk. Jy moet 'n geseënde en 'n awesome naweek hê. Tot dan.